Nou, ons is besig om te praat oor geloof, oorwinnende geloof, geloof wat oorwin, en ek gaan net 'n paar dinge herhaal, voordat ons verder gaan. Geloof is baie belangrik, en ek weet, en ek glo, dat as jy hierdie woord jou eie maak, dan sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Want ek het ook hierdie dinge toegepas in my eie lewe, en so het die Here my lewe ook verander. Maar Hebreërs 11 vers 1, voordat ons hoofskrifgedeelte gaan lees, Hebreërs 11 vers 1, Hebreërs is mos die boek van geloof. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nie altyd dadelik wat ons glo nie. En dan Galasiërs 5 vers 6, die geloof dan werk deur die liefde. Liefde en geloof gaan altyd saam. Ons moet dit nooit vergeet nie. In Hebreërs 10:38, die regverdige sal uit die geloof lewe. En ek het verlede Sondag so 'n paar getuienisse gebring van hoe die Here al vir my, nou in my persoonlike lewe vir my, wonderlike dinge gedoen, as 'n mens hom vertrou en as jy jou geloof in hom stel. In 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar kom ons lees net weer hierdie wonderlike gedeelte. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Maar ons sien daar in Johannes 13, hy het vir ons 'n nuwe opdrag gegee, dat ons mekaar moet lief hê, soos hy ons lief het. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie, of sy opdragte gehoorsaam. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy, wat glo dat Jesus die Seun van God is? Glo julle almal dat hy die Seun van God is? Dis hoekom ons hier is. Nou ek wil 'n bietjie met julle praat. Nie preek nie, net praat. Maar ons het gesien dat God wil hê elke mens moet elke dag gelukkig wees. God wil hê elke mens moet elke dag in oorwinning leef. God wil hê daar moet vreugde in jou hart wees elke dag en blydskap. Daarom is oorwinning belangrik. Maar as daar nie oorwinning in jou lewe is nie, dan is daar ander gevolge soos depressie en neerslagtigheid, en mense raak ongelukkig en neergebuig in moeilike omstandighede. Dis so asof mense moed verloor, asof hulle voel daar's nie hoop nie, as hulle nie in oorwinning leef elke dag nie. Terwyl die Here wil hê al sy kinders moet elke dag in oorwinning leef. En nou is dit so dat as ons as kinders van die Here nie in oorwinning leef nie, dan die mense wat die Here nie ken nie, as hulle dan na ons kyk, dan sê hulle, maar waar is julle God dan? Want julle praat van oorwinning, julle getuig van oorwinning, maar kyk hoe lyk julle lewens, julle leef nie elke dag in oorwinning nie. So waar is julle God dan? Maar as ons elke dag in oorwinning leef, en elke dag gelukkig is, en elke dag blydskap in ons hart het, dan erken hulle baie gou dat God by ons is, en dat God met ons is. En toe het ek gesê, daarom soek God geloofsmense.
Want hy sê in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag of om God tevrede te stel. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Met ander woorde, as jy God soek met erns in jou hart, dan gaan hy jou beloon. Stem julle saam? Daarom praat ek nie oor geloof in die algemeen nie. Nie gewone geloof van as jy op die stoel gaan sit, dan glo jy die stoel se pote gaan nie breek nie. Ek praat nie van daai tipe van geloof nie, maar oorwinnende geloof. Oorwinnende geloof. Geloof in die bloed van die lam, geloof in die naam van Jesus, geloof in die krag van die Heilige Gees, geloof in die woord van God. Dit is oorwinnende geloof. Nou, dis baie interessant hier in vers 4, wat ons lees het, dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En hy praat daar in die verlede tyd, so die oorwinning is reeds behaal. Hy sê nie, as ons geloof beoefen, of as ons nou in geloof wandel, dan gaan ons nou 'n oorwinning bewerkstellig nie. Maar nee, die oorwinning is reeds afgehandel. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En dan sê hy, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Dis die woord, swart op wit. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. So die duiwel moet voor dit buig, elke bose gees moet buig, die siektes moet buig, omstandighede moet buig, probleme moet voor hierdie woord van God buig. Want die woord is mos die waarheid. Alles wat uit God gebore is, oorwin. Is julle ook uit God gebore? Met ander woorde, dit maak van jou 'n wenner. En God is die grootste oorwinnaar in die heelal. Is dit waar? So as jy uit God gebore is, dan weet jy mos van God se DNA in jou. Met ander woorde, jy het dan 'n oorwinningseienskap in jou. Want jy's uit hom gebore. En daarom is ons in staat om te oorwin, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Al gaan dit hoe moeilik, al lyk dit asof dinge nie wil beter word nie, omdat jy uit hom gebore is en omdat jy hierdie oorwinningseienskap het, is jy in staat om te wen. Ons is ook volgens die beeld van God geskape, ons is nuwe skepsels, die ou dinge het verbygegaan, God is ons Vader, so dit maak van ons 'n goddelike ras, of 'n goddelike spesie, want ons is uit hom gebore, en ons ontvang sy goddelike natuur, sê 2 Petrus 1 vers 4, so jy's 'n seun van God en 'n dogter van God. Al die seuns en al die dogters van God, steek bietjie julle hande op. So as jy uit God gebore is, dan maak dit van jou 'n heerskappy mens. Heerskappy oor duiwels, heerskappy oor siektes, heerskappy oor omstandighede, heerskappy oor probleme. En Jesus sê in Lukas 10 vers 19, ek gee aan julle die mag, met ander woorde, sy goddelike mag gee hy nou aan ons, om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Is dit nie wonderlik nie? So hy het ons in staat gestel
om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sê Romeine 8:29, en jy word eintlik verander van heerlikheid tot heerlikheid. Hoekom? Omdat hy nou in jou woon. En omdat hy in jou woon, sê die Bybel, is hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En Jesus self het gesê in Johannes 14, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en groter werke as dit sal hy doen, omdat ek na my Vader gaan. So alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hy sê nie omdat jy aan 'n sekere kerk behoort nie, of omdat jy 'n leier is in 'n gemeente nie, of omdat jy in 'n sekere bediening staan nie, of omdat jy 'n pastoor is nie. Dis nie hoekom jy oorwin nie, maar omdat jy uit God gebore is, oorwin jy die wêreld. Amen. En die woord wêreld hier, as jy dit gaan navors, dan sien jy dit beteken eintlik die koninkryk van Satan, want Satan is die god van hierdie wêreld. So letterlik staan hier, alles wat uit God gebore is, oorwin en verower die koninkryk en die heerskappy van Satan. Is dit nie wonderlik waartoe God ons in staat gestel het as sy kinders nie? En daarom sê ek, vir baie van ons is dit tyd om ontslae te raak van klein geloof en van ongeloof, en is dit tyd om 'n oorwinnende geloof te begin lewe. Ek sê weer, vir my is dit die wil van God. As ek die Bybel bestudeer in my persoonlike stilte tye, kom ek agter, dit is God se wil vir elke mens, maak nie saak wie jy is nie. God wil hê elke mens moet gelukkig wees. Van die bedelaar tot by die koning of die koningin. God wil hê elke mens moet in oorwinning leef elke dag. En dit is hoekom hy gekom het om die werke van die duiwel te verbreek. Want hy sê daar in 1 Korintiërs 15:57, dank God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus. So hy het gekom om ons wenners te maak. Meer as 2000 jaar gelede het hy hierdie oorwinning behaal toe hy uit die dood uit opgestaan het. Vir jou en my, nie namens homself nie, want die duiwel was nog nooit 'n opponent van God nie. Hy's 'n vyand, maar nie 'n opponent nie. En dan Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Hoe is jy meer as 'n oorwinnaar? Dit is soos as jy in 'n boksgeveg is. Ek het geboks toe ek op laerskool was. Kan julle dit glo? Maar as jy nou in die kruit boks en jy wen die geveg, jy met punte, die klok het nog nie gelei nie, maar jy het in elk geval gewen met punte. Maar nou in die laaste ronde slaan jy jou opponent nog uit ook, so dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar. En ons sal moet opleef tot op hierdie standaard van God se woord, van wat
God se woord van ons sê, as hy sê ons is meer as oorwinnaars, dan is dit mos waar. Dan moet ons nie leef soos verloorders nie. Want wat God in sy woord van ons sê, dit is wat saak maak. Nie wat mense van ons sê nie. Ek het vrede van wat mense van my dink of van my sê. Wat vir my tel is wat God van my sê. So dit maak van ons wenners. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En alles moet voor hierdie woord buig, siektes, finansies, probleme, omstandighede, huweliksprobleme, siektes, wat dit ook al mag wees. Want die woord van God het nog steeds die hoogste gesag op aarde. Is dit waar? Of is dit net ek wat dit glo? God se woord het nog die hoogste gesag op aarde. Dankie vir daai amen. Nou as mens praat oor hierdie oorwinnende geloof, toe ek nou daaroor dink en studie doen, toe kom die vraag by my, maar hoe oorwin 'n mens deur middel van jou geloof? Want jou geloof is die sleutel en die metode tot jou oorwinning. Ek sê, jou geloof is die sleutel en die metode tot jou oorwinning oor die heerskappy van Satan, oor hierdie wêreld. So, ek wil sê, terwyl God wil hê, dat ons in oorwinning moet wandel en elke dag in oorwinning moet lewe, glo julle saam met my, dit is die wil van God. Terwyl God dit wil hê vir elke mens, dat ons almal in oorwinning moet lewe, is daar baie mense wat te bang is om dit te waag, om net vir 'n slag te wen. Ek sien dit mos, baie mense is te bang om dit te waag, om net vir 'n slag te wen. En baie mense is al so gewoond daaraan om te verloor. Hulle leef al met 'n mentaliteit van nederlaag. 'n Mentaliteit van siekte, 'n mentaliteit van probleme en 'n mentaliteit van armoede en nederlaag en moeilike omstandighede en smarte en ellende en verdriet. Hulle is al so gebreinspoel dat dit is maar my lewe. Terwyl dit nie God se wil is vir jou lewe nie. Maar ek wil jou vanmôre eintlik uitdaag om dit te waag om te wen. Nou hoe oorwin ons deur middel van ons geloof? Eerstens, nou ek gaan maak soos op die TV, is nou eers 'n advertensiebreek. Hulle bly mos so rukkie stil en dan wonder jy wat is die antwoord. So is nou eers 'n advertensiebreek, Aquafria. Heerlike fonteinwater. Eerstens, hoe oorwin ons deur middel van ons geloof? Net nog 'n slukkie. Ek glo jy moet 'n geloofslyn trek. Ek gaan dit nou op die skerm sit.
'n geloofslyn. Jy kan nie net passief sit en wag vir beter omstandighede nie. Kom ek sê sommer nou vir jou, niks gaan verander as jy net sit en wag nie. Jy moet 'n lyn trek en jy moet vir jouself sê tot hier toe en nie verder nie. So kan dit nie aangaan nie. Jy moet vir jouself sê, ek vat my oorwinning in hierdie situasie, ek vat my oorwinning in hierdie siekte, of in hierdie behoefte, of in hierdie louheid, of in hierdie biddeloosheid, of wat dit ook al mag wees. Jy moet op daai punt kom, waar jy vir jouself sê, tot hier toe en nie verder nie, dit is nou of nooit. En ek het nie baie mense gesien wat in staat is om dit te doen nie, maar ek glo elkeen is in staat. Jy moet desperaat wees, jy moet gedetermineerd wees, jy moet 'n lyn trek, en jy sê tot hier toe en nie verder nie. Nou, op skool het ons baie beklei. En dan, maar ons het mekaar altyd eers so rond gestamp, voordat die vuishoue gevlieg het. Dan stamp hulle my, en dan stamp ek maar terug, en dan stamp hulle my, en dan stamp ek maar weer terug, en dan word ons kwaad, totdat ek gesê het, trek 'n lyn in die sand, tot hier toe en nie verder nie, as jy nou jou voet hier oor sit. Laat ek maar nie verder daaroor praat nie, maar jy moet op daai punt kom, tot hier toe, en nie verder nie. Want julle sien, die waarheid is, die duiwel het baie van ons lank genoeg geboelie. Trek 'n lyn en sê vir jouself tot hier toe en nie verder nie. Tweedens glo ek, ons oorwin deur middel van ons geloof. Is nou weer so 'n advertensiebreek. Nee. Wanneer jy ophou om jou probleme te vergroot en groot te praat. Want baie mense vergroot hulle probleme met hulle woorde. Ons sien min mense praat die oplossing van die probleem. Die oplossing van die probleem kom nie by hulle monde uit nie, maar die siekte kom uit. Hulle praat oor die siekte, hulle praat oor die dood, hulle praat oor die probleme, oor die nederlaag, oor die behoeftes. En hulle praat nie die oplossing van die probleme nie. En dan, as jy so na hulle luister, na so ruk, dan voel jy amper lus om nou saam met hulle maar die handdoek in te gooi. Soos die man wat van die gebou wou afspring. Hy staan nou op die 31ste verdieping met sy voete op die rand en hy wil spring. En daar onder in die straat het die mense al by mekaar gekom, duisende, en hulle het gewonder, gaan hy nou spring of gaan hy nou nie spring nie? Toe sê een man, nee, wag, ek sal opgaan en ek sal met hom gaan praat.
En hierdie man klim toe 31 vloere se trappe. Miskien was 'n huisbak, maar toe hy daar kom, toe luister hy na hierdie man se probleme vir 45 minute. En toe spring hulle maar al twee. Want party mense praat, die probleem is so groot. Jy voel amper lus, jy wil ook nou maar die sneller trek of spring. Maar dit is die harde realiteit. Hoe mense praat. So moenie die probleem groter praat en groter skilder as wat dit is en wonder wat gaan nou volgende nou ook nou nog gebeur nie. Want dan verklein jy jou geloof, jy bejammer jouself, jy gooi eintlik petrol op die vuur, en ons moet dit nie doen nie. Maar begin eerder glo en te bely dat God gaan jou help, God gaan vir jou krag gee, God gaan jou oorwinning gee, God gaan jou deurdra, God gaan die uitkoms gee. Derdens, ons oorwin deur ons geloof, wanneer ons onsself verlig en verhelder in die dinge van die Here. So ons moet met verligte oë na ons eie lewens kyk. Verlig jou denke en jou lewe en jou gedagtes met die beloftes van die Here, want hy sê mos, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Hy sê, as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En as jy deur die water gaan, sal dit jou nie oorstroom nie. Die beloftes van die Here. So jy moet eintlik begin om te visualiseer, sien jou oorwinning, sien jou genesing, sien jou oplossing, sien jou oorvloed, sien jou seëninge, sien jou antwoorde, sien jou uitkomste. Al sien jy dit nog nie met hierdie oë nie, maar sien dit. Want geloof is, jy het dit nog voordat jy dit het. Geloof as jy kyk met jou oë van die Gees na jou uitkoms en jy hou aan daarna kyk totdat jy dit met die oog van die vlees kan raak sien. Of jy hou dit vas met die hand van die Gees, jou voorsiening, jy hou daaraan vas met die hand van die Gees totdat jy dit kan vat met die hand van die vlees. Begin ook positief dink, want negatiewe denke is die resultaat van negatiewe geloof. Dit produseer negatiewe geloof, negatiewe denke produseer negatiewe geloof, en negatiewe geloof produseer negatiewe spraak, en negatiewe spraak produseer negatiewe resultate. So ons moet ons denke in lyn kry met God se woord. Vierdens, om te oorwin deur jou geloof, motiveer jouself, glo ek, want oorwinnende geloof motiveer homself, dit breek homself nooit af nie. Motiveer jouself met goeie Bybelstudie en gebedstye, want hoe meer jy jou gees voed met die woord van God, hoe meer geloof produseer jou gees. Want geloof is
deur die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Motiveer jouself tot oorwinning. Maak wenners jou vriende. Moenie in die kring sit van verloorders nie. Braai vleis saam met wenners. Maak wenners jou vriende. Kies jou vriende. Kry klaar met mense wat jou wil aftrek. En as ek dink aan my eie lewe, het ek lankal besluit om myself te motiveer. Om myself te assosieer met mense wat my eerder wil oplig. So, ek het 'n besluit geneem 'n paar jaar terug al, dat ek wil niks te doen hê met 'n miserabele godsdiens nie. 'n sukkelende bestaan nie. Want ek glo God, ek praat nou van myself, ek glo God het net die beste vir my in gedagte. Glo julle ook, God het net die beste vir sy kinders in gedagte? So, hoekom sal ons dan nou nog verder nederlag ly? As hy net die beste vir jou wil doen en gee. Vyfdens, kommunikeer met God. Ek praat nou nie net van om 'n halfuur of 'n uur of 20 minute in die oggend op jou knie te gaan en te bid nie. Ons moet dit in elk geval doen. Maar kommunikeer met hom deur die dag. Praat met hom. In die dorp, in die kar, waar jy ook al gaan, kommunikeer met hom, want hy is die grootste wenner in die heelal. En hy het 'n oorwinningsmentaliteit. So oorwinnende geloof is nie biddeloos nie, maar oorwinnende geloof laat al sy begeertes bekend word aan God, met gebede en met smekinge en met danksegging, sê die Bybel daar in Filippense 4 vers 6. Maar baie mense vra net, maar hulle sê nooit dankie nie. Nie net jou behoeftes nie, maar ook jou begeertes. Want as jy jou begeertes aan God bekend maak, dan aktiveer dit jou geloof. En dan in die 6de plek, jy moet 'n definitiewe keuse maak om te wen. Jy moet nie 'n draadsitter wees nie, jy kan nie passief wees nie. Hy sê dan, Jakobus 1 vers 7 en 8, 'n dubbelhartige mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So jy moet 'n kwaliteitsbesluit neem. Wat kies jy vandag? Wat kies jy vandag? Ek weet nie van julle nie, maar ek kies om te wen. Jy kan môre maar weer sit waar jy was. Of jy kan vandag sê, Here, ek vat hierdie woord, dis vir my lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Here, help my om 'n wenner te wees. So wat kies jy? Kies jy die lewe of die dood? Kies jy siekte of gesondheid?
Kies jy oorvloed of armoede? Kies jy oorwinning of kies jy nederlaag? Jy moet besluit wat jy kies. Neem jou besluit vanmôre, sê Here, hier, vanmôre in hierdie kerk, 11:20, los ek die sonde, die slegte begeertes, die dinge van die wêreld. Ek is klaar daarmee. Ek gee my lewe vir U, ek maak my lewe reg met U. So jy moet jou besluite neem, jy moet jou lyne trek, jy moet op daai punt kom, tot hier toe en nie verder nie. Kom ons kyk gou, hoe oorwin ons deur middel van ons geloof? Eerstens, trek 'n geloofslyn. Hou op om jou probleme te vergroot. Verlig en verhelder jouself met die beloftes van die Here. Motiveer jouself. Het is belangrik om goeie Bybelstudie te doen. Jy moet 'n onderwerp hê waarmee jy besig is. Motiveer jouself, kommunikeer met God. Maak 'n definitiewe keuse om te wen. Moenie dit uitstel nie. In die 7de plek, wees bereid om reg van voor af te begin. Oorwinnende geloof is altyd bereid om reg van voor af te begin, want hy sê alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. So, almal se aandag, al het jy 1000 keer misluk, dan staan jy weer op. En jy sal aanhou totdat jy wen. Want 'n kind van God gaan nooit lê nie, en 'n kind van God gee nooit op nie. So vandag is dit weer tyd om te sê, ek gaan oorwin, die Here gaan my deurdra, ek gaan gesond word, ek gaan voorspoedig wees, ek gaan geseënd wees, die Here gaan in my behoeftes voorsien, ek gaan vandag 'n nuwe begin maak, ek gaan die hemel maak, en dan laastens, spreek die oorwinning uit. As jy dit glo, moet jy dit ook sê. Want Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy kan natuurlik sê, dis jou keuse, jy kan natuurlik sê, ek voel nog net so sleg soos altyd. Niks gaan verander nie. Alles is hopeloos. Alles raak net slegter. Ek is moedeloos, ek is siek, ek is bankrot, daar's nie hoop nie. As jy so wil praat, veels geluk. Ek gaan jou ook binnekort begrawe. En ek hou nie van begrafnisse nie. Maar dit is die harde werklikheid. Want as jy so praat, dan vernietig jy eintlik jou eie lewe. Dis nie die Here se wil vir jou nie.
Of jy kan sê, ek vat my oorwinning, ek gaan wen. Die Here gaan in al my behoeftes voorsien. Ek gaan gesond word. Ek trek 'n lyn. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. Deur sy wonde is ek genees. Jy moet vandag besluit hoe jy gaan praat. Jy moet vandag besluit of jy jou lyn gaan trek. Is dit waar? Dan in Hebreërs 10:38 die regverdige sal uit die geloof lewe en as hy hom onttrek, met ander woorde as hy opgee, dan sê die Here, dan het my siel geen welbehae in hom nie. So, die Here wil nie hê jy moet opgee nie. Oorwinnende geloof bring merkwaardige resultate in jou lewe. Merkwaardige resultate in jou lewe. En wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. Wat hy vir Paulus gedoen het, kan hy vir jou doen. Wat hy vir Jesus of vir al die disippels of die profete gedoen het, kan hy vir jou doen. Hy het nie verander nie. As julle wakker daar agter in die hok. Nou Cathy Miller, amper spring ek. Maar Cathy Miller was 'n dogtertjie in Amerika. En sy het hierdie droom in haar hart gehad, dat sy wil die North Bank wedloop, ek dink dit was 'n 1 myl marathon, wil sy eendag hardloop en wen. Sy wou 'n wenner wees. Maar toe sy 13 jaar oud was, toe was sy in 'n motorongeluk. Sy was 11 weke in 'n koma. Hulle het gesê sy sal nooit weer normaal wees nie, sy sal nooit weer kan loop nie, sy sal nooit weer kan praat nie. Toe sy uit die koma uitkom na 11 weke, toe het sy aksie en koördinasieprobleme. Sy moes van vooraf begin leer praat, sy moes van vooraf begin leer loop. Van die dokters het sê daar's nie hoop vir haar nie. Andre, jy moet gaan kyk, ek dink daar's 'n fliek gemaak oor haar. Van Cathy Miller se lewe. Maar toe sy uit die koma uitkom en sy begin van vooraf leer loop, was dit nog steeds in haar hart en haar droom om haar marathon te gaan hardloop. En 4 jaar gaan verby. En toe sy 17 is, toe skryf sy in vir die marathon. En daai dag, toe is daar duisende atlete. En sy staan by die lyn om weg te spring. En toe die skoot afgaan, hardloop Cathy. Met alles wat in haar is, krepelend en slepelend, want sy was nie normaal nie, na hierdie ongeluk. En sy is heel laaste. Hulle sê van die atlete is al lankal klaar, toe hardloop sy nog steeds. Dit
Is dit 1.6 kilometer, dink ek? 'n myl. Hardloop sy en sy probeer met haar bes om hierdie wedloop klaar te maak. Van die atlete het al klaar gestort, ander klere aangetrek, almal wag toe vir Cathy. En al die televisiekameras fokus op haar. En die joernaliste en die koerantmanne. Want hier kom hierdie dogtertjie, 17 jaar oud, en sy probeer haar bes om net hierdie wedloop klaar te maak. Daai dag toe sy oor die wedloop, oor die streep gaan, toe kry sy die Philadelphia toekenning vir die dapperste atleet. En hulle is daar en hulle doen 'n onderhoud met haar en sy sê, hulle vra vir haar, Cathy, wat kan jy sê? Jy het verloor. Jy het heel laaste gekom. En sy sê hierdie woorde, sy sê, om te wen, beteken nie noodwendig om eerste te kom nie. Om te wen beteken nie noodwendig om die beste te wees nie, maar wanneer jy alles gee, dan wen jy. En ek weet hier's van julle wat nog nie alles gegee het nie. En die Here wag vir jou om alles te gee. Alles. Trek jou lyn vandag. Neem jou besluit vandag. Dit maak van jou 'n wenner. Kom ons staan en bid ons saam.